Prys die Here. Glory, halleluja. En loof die Here. En? Loof die Here. En? Loof die Here. En? Loof die Here. Kan jy nie praat nie? En loof die Here. Kan jy nie praat nie? En loof die Here. Ja, dis beter. En? Praat. Loof die Here. Nee, praat. Loof die Here. Mense op die kamera kan jy nie hoor. Moenie snaaks wees. Loof die Here. Daar's hy. Loof die Here. Ja, jy moet hard praat. Loof die Here. Loof die Here. Dis nie dat ek nie, ek het mense wat ingeskakel is. Dis hoekom ek sê, jy praat sag, ek kan hom nie hoor. Prys die Here, ek sien daarso. Isabella, ek glo jy's op. Ek glo jy kan my klank hoor. OK, kom ons begin. Kom ons lê eers die oogies. Maak toe die oogies. Here Vader, ons sê vanoggend dankie Here vir u goedheid, u guns, u genade, u barmhartigheid. Dankie Here vir u wat trou is en regverdig is. Here Vader, dankie Here dat ons u kan loof, prys, eer en verheerlik. Dankie dat ons vanoggend hier kan wees om u naam groot te maak. Here, dankie dat ons die lof aan u kan bring, die eer, die verheerliking. Dankie vir al hierdie kinders wat u stuur, Here, en ook hulle ouers, Here. Here, baie dankie, Here, vir wat u vir ons gedoen het, die reën wat gekom het. Dankie, Here, vir elke druppel wat geval het. Ons sê vanoggend dankie, Here, word verheerlik in hierdie uur, in hierdie oomblik, in Jesus naam. En die kerk sê, Amen. En prys die Here. OK, en? Loof die Here. OK, prys die Here. Amen. Amen. Kom ons kyk gou vir daar by die tannie weer, sy staan al met die mic, sy sê ek moet klaar kry. So ja. Antie. Goeiemôre elkeen. Baie welkom by ons uitsending, die mense wat ingeskakel is. Julle weet nie wat se fees van die tyd het ons in hierdie gemeente nie. Dit is net absoluut fantasties. En ons verwelkom een en elkeen van julle hier. Onthou, dis jou stoel, soos ou mooi gesê het môre. Sy moet op haar stoel sit. Jou stoel is gemerk, jy moet altyd terugkom. Ons is besig om te praat oor mosterdsaad geloof en ek het nou in hierdie week so 3 mense gehad wat my gekontak het en gesê nee, daar's nou goed tussenin wat ons nie sin maak nie. So asseblief verduidelik ons dit weer. Toe sê ek ook ek sal maar hierdie oggend vat en net weer teruggaan om net weer 'n review te doen voordat ek aangaan. Ons is nou by die 7 stappe wat jy moet gebruik. Onthou ons by die 7 alle 5 stappe wat jy nie jou geloof moet mors op dit nie. Nou gaan ons by die 7 stappe kom wat jy moet gebruik en toepas. So as jy hier gaan wegraak, gaan jy dit nie verstaan nie. So kom ons maak net 'n review weer. Geloof manifesteer op sy beste wanneer jou verwagting die grootste is. En ek het nou vanmôre vir kinders gevra, gee vir ons nuwe geloofssaadjies vir die nuwe mense. Sien julle hoe klein is 'n mosterdsaad? En die woord van die Here sê, daai saad, daai grootte, is genoeg om 'n berg te verskyn. As jou geloof reg is. So nou sê ek weer, geloof manifesteer. Wat is manifesteer? Manifesteer. Dis werk. Geloof werk. Wanneer jou uitdaging die grootste is. Jonathan, wanneer jy geld moet R100,000 in daai rekening is, dis van jou geloof werk. En ons geloof word getoets. Hy word getoets, mense, hy word elke dag getoets. Nou kom ons by die skool en die juffrou sê, "Waar het julle boeke dat ek bietjie sien of het julle huiswerk gedoen?" Nee, dat die boeke nou uit almal. Almal se antwoord is 14. Almal reg deur die klas. Dan sê sy, "O, ek sien julle het 'n bietjie gewerk die naweek. Julle het 'n bietjie huiswerk gedoen." Maar as jy gaan kyk, ek dink julle almal gaan saam met my stem dat jou antwoord deesdae in wiskunde tel 2 punte byvoorbeeld. Die bewerking hoe jy daar gekom het, tel sommer 8 om 'n 10 te maak. Maar nie een kind se bewerking gaan dieselfde wees nie, maar elkeen het by die antwoord gekom. Geloof is presies dieselfde. Ons almal weet waar ons hulp gaan kry. Ons almal weet wie gaan vir ons voorsien. Ons almal weet wat moet ons doen, hoe moet ons optree om daar te kom. Alhoewel ons partykeer bietjie stout is vir hierdie, maar dit word vergewe en ons begin weet. Amen. So leer ons dat die tussenpunte weet ons nie, so jy moenie probeer God
se werke verstaan nie, want jy gaan dit nie verstaan nie. Sy manier wat hy by die antwoord kom van 14 en jou manier is nie dieselfde nie. Die Israeliete se manier van kla en kerm en wat ook al, het hulle in plaas van 11 dae 40 jaar gevat. Pas op vir hierdie middelkantste deel wat jy doen. Ek wil amper vir jou sê, mind jou own business en doen jou eie ding, glo jou geloof moet so ek wil jou uitdaag in hierdie dag. Dat jy jou geloof soos daai groot Ferrari daar wat jy nie kan bekostig op hierdie stadium nie. Ek daag jou uit om jou geloof daar te sit. Kom na my toe en sê, Louisa, ek glo voor die einde van hierdie jaar en jy gaan commit by my, gaan ek vat 'n voorbeeld, gaan ek 500.000 rand op my rekening hê. Dit het niks met my salaris uit te waai nie, dit het niks met my bonus, ek glo God daarvoor. Ek daag jou uit. Dis geloof. Ek daag jou uit om te sê vir hierdie siekte, ek byvoorbeeld het 'n gat in my rug het. Ek daag my uit, ek kan ander minder loop, maar ek daag myself uit en sê, my geloof sal so groot wees in die Here. Hy kan die genesing doen, ek het nie 'n chirurg nodig nie. My God is die beste chirurg. Gaan daar waar jy sukkel met personeel, God het jou daar geplaas met 'n doel. Vat die oorwinning oor dit. Die Here wil jou gebruik in daai posisie in jou geloof in hom. Vat dit. Julie, vat dit saam met hom. Klein dit, eis dit, beveel dit. Ek gaan weer vir julle die skrif lees, Matteus, en hiermee gaan ek afsluit want my tyd raak min. Ek gaan weer vir julle die skrif lees in Matteus, pastoor gaan nou sê stadig. Ek gaan weer vir julle die skrif lees, Matteus 28 vers 18 sê hy. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee al die krag, julle, luister mooi, al die krag in die hemel en op die aarde. Nou kom hy in Lukas en hy sê in vers 19 sê hy, kyk, luister mooi, kyk, Jesus sê, kyk, sit jou hand op jou bors en sê, kyk Louisa, kyk Leonie, kyk Jonathan, kyk Freddy, jy, kyk, luister wat sê hy, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange, skorpioene te trap. En luister nou hier, en oor al die krag van die vyand. Julle ons suffer hieronder, want ons glo net vir ons daaglikse petrol en ons daaglikse brood. God kan dit vir jou voorsien, hy doen dit reeds. Jy het 'n werk, jy kry reeds, hy voorsien reeds vir jou. Daar waar jy is hy reeds. Ek daag jou uit om jou geloof op te tel. Die uitbreking van die herlewing is op pad. En hierdie pastoor het een en elkeen van julle nodig. Om die mense wat by daai deur te gaan inkom, te bedien met geloof. Hy kan dit nie alleen nog doen nie. Daaroor daag ek jou uit vanmôre, om jou geloof daaronder te vat en sê, ek sal daarbo uitkom. Amen. Hier sit predikers en evangeliste tussen julle, maar julle glo vir 'n bekertjie suiker of 'n koppietjie koffie of 'n brood op die tafel. Nee, die Here het dit reeds vir julle gegee. Vat geloof vanmôre en sê, ek sal op die vyand. En maak nie saak wat hier tussenin goeie verkeerd gaan nie. Hierdie som hier tussenin, is nie jou saak nie, dis God se saak. Amen. Hy wil hê jy moet die geloof vat. As jy jou voet op die vloer sit van die bed af, moet die Satan sê, hier kom sy alweer. Hier kom hy alweer. Hy moet so bewe hierdie aarde moet sidder. Amen. Moenie op mekaar let nie, let op jouself. En sê, ek kom tekort by dit en dit en dit. Here Jesus, vanmôre wil ons sê dankie vir U wat vir ons die krag gee, die mag gee om op vyande en skorpioene en slange te trap en ons sal oorwin in Jesus naam. Ons sal ons geloof optel, Here, want U het dit vir ons gegee. Ons maats by die skool, ons medewerkers by die werk, Here, dis U het ons in daai plek gesit om uit te blink as sterre, om uit te blink as koningskinders, Here.
U het hierdie aarde geskep, daar het niks bestaan nie. Dit was 'n leë, dolle, donker gat, wat nie 'n ster en 'n maan en 'n boom en 'n maan en niks gehad het nie. Daar was nie mens op nie. U het die saadjies kom plant nie. U het gesê, daar sal plante wees, daar sal bome wees, daar sal 'n lig wees, daar sal sterre wees. Here, U het vir ons gewys hoe om die onmoontlike moontlik te maak. En daai selfde mag van daai geloof wat U in ons gehad het U vir ons gegee. En ons moet dit vat en ons moet opstaan en ons moet sê, ek sal triomfeer. Ek wil U vra, Here, dat hierdie beginsel van hierdie saak, hierdie beginsel van geloof, waar my verwagting so hoog moet wees, wat ek verwag van die Here se hand in my lewe. Seën elkeen se sak, Here, seën elkeen se beursie, seën elkeen se inkomste. Here, dat nie een van hierdie mense hulle werk sal verloor nie, maar inteendeel, dat hulle verhoging in salaris sal kry, dat hulle verhoging in bestuursvlakke sal kry, bestuursposte sal opklim, Here, van die laagste na die hoogste in die firma, omdat hulle U loof en eer en dien en prys. Want ons kan nie op ons eie woord staan nie. Hou hulle vas in hierdie leer. Seën elkeen van hulle wat in hierdie bediening belê, Here. Dra elkeen. Here, dis kosbare mense van U. En ons is lief vir hulle elkeen. Dankie dat U saam met hulle is deur hierdie week. En dat hulle elke dag met nuwe krag en nuwe geloof die dag sal aanpas, want hulle moet vir hulle self sê, ek het die krag, ek het die geloof, ek het die mag, Jesus het dit vir my gegee. Amen en amen. En? Prys die Here. En? Prys die Here. Ons sê? Prys In die naam van? Jesus! Nee, maar vriende is ander restaurant. In die naam van? Jesus. Ja. Ons slaap in die huis. En so moet ons wakker wees. Wat moet ons wees? Wakker. Wat moet ons wees? Wakker wees. Ja, ek stem saam. Prys die Here. Ongelukkig. Kom. Ek het 2 wat op Bybel lees. Psalm 101. Van Dawid 'n psalm. Ek wil sing van goedertierenheid en reg tot U eer wil ek psalms sing, o Heer. Okay, kom hierdie kant, jy het nou gemis, lees weer. Dit was nie ek, dit was sy gewees. Van Dawid 'n psalm. Ek wil sing van goedertierenheid en reg tot U Heer wil ek psalms sing, o Heer. Okay, wat beteken goedertierenheid? Goedertierenheid beteken ek wil sing van God se goedheid. En Hoe krag. en hoe goed die Here is. Sê vir hulle, jy wil sing tot God se goedheid. Ek wil sing tot God se goedheid. Amen. En Prys die Here. en krag. En krag. Amen. Kom gou. As die kinders so, die Bybel sê ons mag hom nie verander nie. Loof die Here, alle nasies. Loof die Here, alle nasies. Prys hom, alle volke, want sy goedheid en goeie wil. Ons moet doen. Die hoor ons en die trou van hom van die Here is Tot Tot. in ewigheid. tot in ewigheid. Amen. Sy trou is tot in Ewigheid. Sy trou is tot in Ewigheid. vra vir hulle of hulle gehoor het. Het julle gehoor? Nee, sê vir hulle. Het julle gehoor? Hulle antwoord jou nie, hulle hoor niks. Sê vir hulle die trou van die Here is tot in ewigheid. Die trou van die Here het die ewigheid. Amen. Prys die Here. Dankie. Ek waardeer dit. Prys die Here. Ja, die kinders het 'n ywer om vir die Here. So ja, ons doen dit. So kom ons begin. Is julle reg? Eers net welkom sê nee.
welkom en welkom. Dat allemaal daar van die Vrystaat af en welkom allemaal hier vanoggend in die huis van die Here. Dankie. Kom ons begin van een kant af. Marlene, baie geluk aan jou en ouma wat nou, Johan wat nou tot terugkom. Van ons as gemeente sê ons baie geluk en ons is bly en vreugde saam met julle. So baie geluk aan julle. En ons bid vir Johan dat die Here hom sal seën en behoed en bewaar, vir hom en engele mag hulle vele jare vorentoe hê. So ja. Amen. En dan het ek iets uitgelaat. Ek sien jy kyk vir my so. Okay, dan Freddy, welkom jy ook hierso. Linda, Freddy het saam met my die Walk for Freedom gedoen. Ek was hier so 2012, 13 daar rond gewees, waar ons geloop het hier van hierdie kant op Witbank toe, né? Ja, nou ja, dit was die Walk for Freedom. So ja, welkom Freddy, jy en Linda, en die kleinkie, hy was 'n babatjie gewees, toe seën ons hom in. En ek kan nie glo die kind is nou so groot geword. Hoe oud is jy vandag? 10. So jy moet vir my sing. Prys die Here. Halleluja. Wally, welkom julle ook. Gianna Loan. Ja. My 2 kinders. Ek wil sê my 2 soet kinders, maar ja. Okay, my 2 soet seuns. Kom gou. Dat ek julle net voorstel in die gemeente. Okay, hier is 2 soet kinders. Kyk. Okay, baie soet. Oupa het klaar met hulle geraas vanoggend. Want hulle is soet. Ja. En Jonathan, wat ek nog uitgelos? Niks. Ek kan almal verwelkom. Okay. Kom ons gaan nou die Here loof en prys. Is julle reg? Ja. Okay. Ons is nie wat nie. Standbeelde nie. Wat? Standbeelde nie. Ons is nie Standbeelde Nou nie. sit jou Bybel daar neer. Mooi man, ons is nie standbeelde nie. Want as julle standbeelde wil wees, gaan ek julle Oranje toe stuur. Want Paul Creer is klaar daar. Hy wag vir julle. Ons is Sri Lanka,
Prys die Here. Hey, dit was nou lekker gewees. Ja, jou hande moet rooi warm wees, want jy moet rooi warm word. Prys die Here. Kom ons gaan na die volgende som. Halleluja. Nou moet jy hande klap. Watch you. Okay, ons is besig om met ons musiek reg te kry.
halleluja, prys die Here. Gloria, halleluja. Ja, ek en my manager, Jonathan, ons is daar besig om die songs reg te kry, so een van nou gaan die songs reg wees. So dis alles my skuld. Maar die hy gaan op sy eie hart loop. Okay. Die Here is goed, né? Is hy baie goed? Ja. Nou sê dit, die Here is goed. Sê dit. Ekskuus, kan jy nie praat? Die Here is baie goed. Wat? Die Here is baie goed. Die Here is baie goed. Mooi Freddy. David. Freddy, ja. Help my dat die kinders 'n bietjie kan praat. Hulle weet nie om te praat. David. In die naam van Jesus. Hoor hy kan nie praat. Hy's in die hoërskool. Kyk, ek gaan nou weer try. In die naam van Jesus. Hy kan praat. Prys die Here. Gloria, halleluja. Amen. Okay, maar kom ons gaan na nommer 4.
Prys die Here. Kom ons sing die laaste een. Maar kom, nou gaan ons 'n aanbidding. Kom, nou gaan ons 'n aanbidding. Hy stadiger. Yeah.
goedheid, die guns, die genade. Dankie Here dat U God is. Here, kom vanoggend met U Gees, kom raak ons aan. Here, ons het U so nodig. Hierdie kinders het nou so mooi gesing, Here. Here, laat die ouers ook begin sing soos hierdie kinders. Here, dankie Here vir elke kinderlag. Here, praat met ons in geestelike autoriteit. Here, praat met die hart van die mens in Jesus naam. En die kerk sê Amen. kerk sê Amen. kerk sê Amen. die kerk sê Amen. kerk sê Amen. Net praat alles. En hy sê julle is 10. Jy nie oor jou kan praat nie. Nou wat? Jesus. Ja, ek weet ek gaan ontpot. En dan luister. Prys die Here, kom ons sit. Dankie man. Jonathan, kan jy net maar die mic staan by Lisa op by Freddy asseblief? Ja. Hy is 'n beheer daarvan dat die mic nou nie op die vloer vol nie. Hy gaan net sommer daar by daai tafel sit daar by Jody. So prys die Here. Halleluja. Amen. Dankie Jonathan. Hy is my staatmaker kies. En hy help my. Ja. Okay. Prys die Here. Hoe lyk ons? Soos? Kinders van Jesus. Hæ? Hoe lyk ons? Soos? Soos standbeelde. Maar dit lyk nie meer so nie, nee. Want ons is die kinders van die Here. kinders van die Here. En as ons die kinders van die Here het, dan is ons 'n bietjie woeman, né? Linda, dan is ons die standbeelde, ons 'n bietjie woeman, né? Halleluja, van prys ons die Here. Amen. Want as julle standbeelde wil wees, gaan ek julle oranje toe stuur, dat julle staan al kreer in die arena gaan staan. As kies? Janine sê dan jy volstruis. Ja, uitjoring en volstryse, moenie worry daaroor nie, maar prys die Here daarvoor. Mense, ons is nog steeds besig, hoekom die Gees nie in ons werk nie. En baie van die rede is omdat ons soos wat? Soos standbeelde is. En laasweek het ek begin praat daaroor en ek hier weer gaan ek aan. Want daar's dinge wat ons verhinder. Ons staan voor God. En ons vra die Here, Here laat die Gees werk. Maar ons staan soos mooi man. Dan staan ons soos standbeelde. Ons loof nie die Here nie, ons eer nie die Here nie, ons verheerlik hom nie. God kan nie in ons hart inkom nie. Omdat ons soos wat? Ons moet ons hartjies oopmaak. Ja, maar ons lyk soos Standbeelde. ja, maar hoe maak 'n standbeeld sy hart oop? 'n Standbeeld het nie hart nie. Hy kan nie eens praat nie. Ja, daar kom jy nou by. Hy kan nie eers verstand nie. Maar ons staan almal voor God so. En dit is wanneer ons vol in die geloof. Dit is wanneer ons sê die Here antwoord ons. Die Here is ver. Wat sê die skrifte vir ons? Kom ons kyk gou na Jakobus. Nou ja, moet nou nie almal gelyk hardloop na, moet net op jou selfoon kyk nie asseblief. 'n Lui mens kyk na 'n selfoon, want jy wil kyk wat se notifications inkom. 'n Bybel lyk so. Jy vat hom en jy blaai vir hom. As jy 'n selfoon wil hê en as jy op 'n selfoon werk, jy wil net kyk wat se notifications. So sit daar by selfoon. Want 'n lui mens, regtig, ek bots met dit. Want hoekom ek bots is, daai notification trek jou aandag af van die woord af, en dit is vir my 'n probleem. Mense, Jakobus, maar kyk, hy is daar aan die agterkant van die Bybel. Hy is nie heel agter, die Openbaring is heel agter. Hy sê so 'n bietjie voor. So Jakobus is daarso. En 'n hoofstuk begin met 'n 1. En vers 2 begin met 'n 2. Prys die Here. Mooi John. Halleluja. Wat ek al net dink. Prys die Here. Halleluja. Die woord sê, ag dit louter vreugde. Nou as
ons lyk so standbeelde. En ons sê ons vertrou die Here en omstandighede is op ons. Dat daar nie kos is nie, dat daar nie genoeg geld is nie, dat daar probleme is, dat dinge nie uitwerk nie. Die Bybel begin, laat daar louter vreugde. Want ons nie vreugde nie. Hoekom nie? Want jou bekommernis maak jou dat jy staan soos 'n standbeeld. Want jy verloor moed. Jy raak moederloos. Jy raak moederloos, jy raak moeg. Jy raak Moeg. ja, baie moeg, hulle bly lê. Want as jou omstandighede jou tackle, dan nok hy vir jou. Jou omstandighede kan jy so ver vat in jou worries in 'n hartaanval. In 'n beroerte. Omdat jy nie die louter vreugde van die Here het nie. So wat is vandag vir jou meer belangriker? Om te luister na die Here of om op jou eie krag staat te maak? Te luister na die Here. Okay, om te luister na die Here, nee. Maar nou, ons doen dit nie. Ons weet dit, maar ons doen dit nie. Want ons is mens. Ons raak nog steeds benoud. Ons raak nog steeds bekommerd. Maar die Bybel sê ons moet louter vreugde hê. Vreugde, raak bly in iemand. Kom, wys my hoe raak mens bly. Vriendie, wys jy vir my. Halleluja. Ja, spring 'n bietjie op. Okay, try weer. Spring 'n bietjie op. Raak bly. Halleluja. Kan jy nie spring? Jy weet dat ek sê, spring broer, spring. Halleluja. Daar is hy. Ja, jy moet blydskap in jou hart hê. Ek gebruik hom net vir 'n voorbeeld. Maar ons moet blydskap hê. Vreugde hê. Hoekom lag ons nou? Want ons het blydskap. Maar omstandighede verhinder jou blydskap. Dit interfereer met jou blydskap. Dan lyk jy so Standbeeld. dan moet jy oor toe gaan, hè. Prys die Here. Want dit is waar al die standbeelde bymekaar maak. Dis 'n nuwe plek daai. Ons stuur almal wat nie in die kerk wat so standbeelde is nou Oranje. Mense kan verniet gaan. Hulle kan in die ren gaan staan. En die voels dink niks van hulle. Ek beloof vir jou. Tot die voels dink dit is 'n goeie paar. Wys my nie 'n standbeeld wat die Here vol getekkel is. Nou glo ek jou. So, die voels dink niks. Daar sê die Bybel, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle allerhande versoekinge volg. Wanneer daar allerhande versoekinge is, wanneer daar probleme is, omstandighede moeilik is, moet ons vreugde hê. Maar ons het nie. Wat staan nog in ons pad? Trots, eie wys, hardkoppig, hardnekkig. Bly? Nee, ons is nie bly nie. Want hierdie goed staan in ons pad. Kyk vir my. Bly, as jy bly is, dan staan dit nie in jou pad nie. Hierdie goed staan in ons pad, dat ons soos 'n standbeeld bly. En die Here hou nie van mense wat trots is nie. Want 'n trotse hart is altyd slim. En hy weet alles. Kyk, jy kan nie met hom stry nie. Hy kan vir jou alles vertel, hy weet alles. Hy's altyd so slim as hy eie lewe val uitmekaar. Ekskuus? Okay, jy stem saam. So dan gaan ek net vir jou pray. Amen. Nee, Fred, ja. Ek like dit wat jy sê. Dit is so mense, want 'n mens wat altyd slim is hoogmoedig. En wanneer jy hoogmoedig is dit teen God. En dit bring jou weer terug na 'n standbeeld toe. En Jesus maak jou slim. Die Here maak jou slim. Ek gaan nou nie wys maak die Here jou slim. Okay, kom ons gaan na die 3de vers nie. Die 3de vers sê: omdat julle weet dat die beproewings van julle geloof lydsaamheid bewerk.
So, ons moet dit verduur. Ons moet daar deur gaan. Ons moet daai beproewing sê. Maar wat doen ons? Ons raak benoud. Wat doen ons? Raak benoud. Wat beteken benoud? Kom jy op skool? Jy raak bekommerd. Dis in Afrikaans. In Engels jy worry. Daar's 'n song, wie het nie dit worry. En Worship Visser het ook 'n dik song gesing. Hy het gesing as jy worry dan kry jy 'n dik back. Okay, so julle ken die songs. Ek sien julle sien dit. Ja, want dis waar jou worry jou heen vat. En as jy worry jou so toe vat, dan het jy 'n dik back. Maar dis net me en myself wat count. Dis net ek en myself wat tel. Dis teen God. Dis alles teen die Here. En ons is onderstel om andersom te wees. Kom ons gaan nog verder. Want ek wil hê julle moet hierna kyk. Want ons almal gaan deur beproewings, ons almal gaan deur storms, ons almal gaan. Maar die verskil is, ek moet bly staan. En nou as ek staan, dan staan ek so sê. Standbeeld. Mooi man, julle is in die regte kerk. Ek hoef nie te preek nie. Want daai dinge verhinder my om die dinge van die Here te kry. Vers 4 sê vir ons, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom. Moet in sy volle werking kom. Hoekom moet dit in volle werking kom, Lisa? Hoekom? Sodat jy kan bly wees. Sodat? Jy kan bly. Ja, ek is bly. Sodat ek kan bly wees. Prys die Here, ek sien jy's ook in die kerk. Help hom. Sy het opgedaag. Sy het opgedaag. Sy was ook nie laat nie. Die pastoor was hier. Amen. Prys die Here vir daai. Gloria, halleluja, Here. Ja, dit moet tot 'n volle werking kom. Net Jody. Dit moet tot 'n volle werking kom. Maar nou verhinder dit ons, want ons omstandighede maak dit moeilik. Kom ek gaan nog verder. Mense kan sê wat hulle wil. Mense veral slim mense. Kom ek gebruik slim mense. Want daai slim mense wat as jy hulle bruiks in vlieg sit, dan vlieg hy agteruit. Want hulle wat alles weet. Okay? Of hy vlieg onderste bo. So as jy 'n vlieg sien wat onderste bo, dan moet jy weet, hy's baie slim. Want hy kan hom eers kontrol. Ons prys die Here. Ai Here, halleluja, prys die Here. Maar slim mense like om mense af te breek. Amen. Slim mense like om 'n mens te verneder. Luister wat ek vir jou sê. Jy leer dit op skool. As jy nie weet wat dit is nie. Jou maatjies hou daarvan om weer te sê, kyk ek het R200, jy het niks. Want dit is 'n vernedering vir jou. Ek gebruik dit net vir dis wat die kinders doen by die skool. Ek gebruik dit net vir 'n voorbeeld. Jou baas kan op jou afkom. En weet jy wat? Wat gebeur? Nou raak jy kwaad. Die oomblik wat jy kwaad raak, Bestaan ja. dan raak jy 'n standbeeld. Hoekom? Want jy sien nie in God se wil nie. Jy sien nie in God se wil nie, want die Bybel sê jy moet vreugde hê. Wat het Jesus ons geleer? Hy het gesê, bid vir jou vyande. Het hy nie? Hy het nie gesê, gaan drink saam met hulle koffie en maak veel grappe saam met hulle nie. Hy het gesê, bid vir hulle. Wees lief vir hulle. Wees lief vir jou vyande.
Dis wat die Here wil hê. Dis wat hy wil hê. Dit is hoe ons moet staan in ons omstandighede. Dis die enigste manier om te kan Oorwin. Ek wil net kyk of jy in die regte kerk is. Sodat ek kan dat ek 'n wenner kan wees. Wie wil almal 'n verloder wees? Ek het geweet ek gaan afval. Wie wil almal 'n verloder wees? Wie wil almal 'n wenner wees? Wenners! Yes, ons almal wil wenners wees. Maar so moet ons oorwinnaars ook wees. Opgewonde wees om 'n oorwinnaar te kan wees in ons omstandighede. As jy down is, kan jou omstandighede nie verander nie. Jy geweet. Want die Bybel sê jou woord het krag. Want as jy down is, dan gaan jy sê me. Ek en myself. Dis ek wat worry, dit is ek wat moet plan maak, dit is ek wat moet alles doen. Nou doen alles man, dan kry klap. Hoef ek minder te doen. Dis mos nou wysheid. Nie myself. As nou mense alles wil doen, dan moet hulle dit doen. Ons gee hulle 'n gap. Daar's plek vir ons lyk nie so. Maar praat nie van lei en die lei dat jy niks wil doen nie. Praat van ons gee die eerste mense maar eers kans. Dat hulle vol in slaap kry. Dis waarvan ek praat. Maar ons omstandighede is nie onderstel om ons af te breek. Want dit is nie God se woord. Die woord sê ek het 'n hoop vir die toekoms. Ek het 'n Hoop vir die toekoms. Ek het 'n Jy het wat? 'n hoopvolle toekoms. Dit beteken daar's hoop vir jou in die toekoms. Nie om jou af te breek nie, maar om jou op te bou. En jy sê om jou standpunt inneem. Of jy gaan die hele tyd met pyn rondloop, of jy gaan die hele tyd siek wil wees, of jy gaan die hele tyd in die wil van die Here wil wees en sê Here, ek wil terugvat wat vir my steel het. Ek wil vreugde in my lewe hê. Ek wil blydskap hê. Ek wil opgewonde wees. Ek wil smile, net John. Maar jy moet op die Here se woord staan. Daar sê. So, jy moet op die Here se woord staan. Okay, kom ons gaan nog verder. Nou gaan ek begin preek eers. Moenie worry, daai was dit in daai was dit nie opwarm. Ja. Matteus 26. Moet nou nie gaan kyk in die Nuwe Testament daar waar Genesis nie. Asseblief. Matteus is die eerste boek van die Nuwe Testament. Blaai net so toe. Hoofstuk 26 is net voor hoofstuk 27. Is dit nie Gerard? Hy sê nou 25, nee. Nou kyk dat jy my reg help. Hoofstuk 26 vers 41. Hier leer Jesus weer vir ons en die Here wil hê ek moet julle ook leer. Die eerste 3 woorde sê wat? Waak en bid. Wat? Waak en Kom nog harder. Waak en bid. Wat sê? Waak en bid. Wat sê? Wat sê sy? Waak en bid. Wat beteken dit? Wat beteken om te waak? Om wakker te wees. Wakker te wees. Om wakker te wees. Jy kan later slaap. Waak beteken nou wakker te wees. En te Bid. Maar wat doen ons? Ons staan. Ons staan soos 'n standbeeld. Hoekom? Want omstandighede hou jou nie. Jy vergeet die oomblik om te waak en te Bid. daar sê. En dan wat hoekom? Want die duiwel gebruik jou omstandighede. Luister wat ek vir jou sê. Hy gebruik jou omstandighede om jou vas te hou. Dat jy is soos 'n standbeeld, want jy kan nie beweeg dan nie.
En dan is dit, ek worry, ek het soveel, want jy is die hele tyd vasgevang met die duiwel in hierdie. In plaas daarvan dat jy moet waak en die woord sê vir jou, waak en bid. Here, help my dat ek nie soos 'n standbeeld is. Help my dat ek opgewonde, help my dat ek kan wakker wees. Help my dat ek 'n oorvloed in my het. Here, stuur die Gees in my dat hy my kan opwarm. Rag my hart aan. Dat ek nie soos 'n standbeeld kan wees nie. Dat ek kan beweeg. Dat ek nie altyd vir U moet vra, Here, kill my dat ek kan lag nie. Dat ek ook 'n vrede in my hart het om dit self te kan doen. Want enough is enough. Die duiwel het klaar gemors met my. Hy gaan my nie verder verniel nie. Hy gaan my nie verder afdruk nie. Ek wil my vreugde terug hê. En ek gaan my stand inneem. Hierdie kind het ons gesê, jy moet vertrou op die woord van die Here. Op die Here. Ek wil my vreugde terug hê. Ek gaan die duiwel spyt. Want ek wil lag. Want hy gaan dik wees. Borsie visser op hom sit. Want ek wil vreugde hê. Ek wil opgewonde. Gerard, wil jy, as jy hier kom, wil jy die hele tyd in my dikbek was kyk? As jy hier kom, Freddy, wil jy ek moet die hele tyd met jou beklei? Nee, maar by die huis doen jy dit. Ek gebruik julle net vir, ek sê nie julle self doen dit, ek gebruik dit. Jy kom nou van die werk af. Was jy eers een? Jy maak nie daai koffie gou genoeg nie. Jy skep nie gou genoeg nie. Wat eet ons? Jy is die hele dag besig met die kinders, wat van my? So wat van jou? Jy is nie God nie, man. As jy wil koffie, jy gaan doen dit self. As ek kan koffie maak, kan jy ook. As niks fout met jou 2 hande nie. Hou bly wees. Ek wil vreugde hê. Jolien, wat sê jy like? Ek praat nou met jou, want jy en Gerard is nou getroud. Jy wil hê Gerard moet by die huis kom. Maar hy moet opgewonde wees. Linda, jy wil hê Freddy moet opgewonde wees. Jy wil hê hy moet bly wees. Amen. Maar nou staan hy, my baas gaan so te kere, my baas gaan nou. Ek sê, wat is jou baas te kere? Gaan los op by die werk, man. Laat hy daar bly. Daar's genoeg op is, as hy kan daar slaap op. Sê vir my, ek sê so. Ja, los jou baas by die werk. Jou vrou soek haar man terug by die huis. Die kinders soek hulle pa terug by die huis. Hulle soek nie die baas by die huis. Die baas bly by die werk. Die baas het sy vrou. Ekskuus? Die baas het sy plek. Ja. En sy vrou kan saam met hom by die werk doen. Daar sê. Mense, maar dis wat ons doen. Ons bring die werksomstandighede huis toe. Ons families kry seer. Ons kinders kry seer. Ons kleinkinders kry seer. Die vrouens kry seer. Ons kry hoeveel oproepe? Louisa, hoeveel oproepe kry ek 'n week? As gevolg hiervan. My man het nie tyd vir my nie. Trap sy selfoon stikkend, man. Daar sê. Trap sy wifi stukkend. Verkoop jou wifi. Daar sê. Dan gaan jou man weer tyd hê vir jou. Dis die grootste probleem in Suid-Afrika. Is die wifi. Hulle sit op die bank. Daar WhatsApp hulle mekaar. Hulle sit langs mekaar. En dan WhatsApp hulle mekaar. En dan vra hulle vir mekaar, het jy by WhatsApp gekry? As ek nie iets moet weet nie, dan WhatsApp hulle mekaar. Ja, okay. Ja, ek verstaan. Ja, maar dit is nie 'n leefstyl. Ek praat hier van 'n leefstyl van 'n man en 'n vrou wat nie meer tyd het nie.
Hulle WhatsApp. Hoekom is die selfone meer belangriker? Hoekom is die internet meer belangriker? Want dit is 'n afgod. Jy kan maar gaan kyk in die manne se verhoudings met God. Hulle kan nie eens bid nie. Hulle kan nie eens bid nie. Want hulle het geen tyd vir God nie. Ek gaan nie daarmee, ek gaan nou daar preek, dis 'n preek op 'n ander dag. Dan trap hy self in 'n stuk in. Prys die Here. Kom ons gaan na Timoteus. Okay, nou moet ek reg praat. Die tweede Timoteus, die tweede boeke van Timoteus. Dan kan almal verstaan, as jy nie verstaan nie, bly weg uit Timoteus. Laat ek so toe gaan. Okay. Timoteus, dis eintlik baie maklik. Die tweede boeke van Timoteus, hoofstuk 2 vers 22. Dis alles 2's. Die vermenigvuldiging. Okay, Melissa wat so lyk van syfers. 2. Vermenigvuldiging. Hier sê die woord lei die verdrukking. Wat sê die woord? Lei verdrukking. Okay. Luister nou verder. Soos 'n goeie kruisman van Jesus Christus. En dis waar ons weer genok word. In ons omstandighede. Moet ek preek daaroor? Wanneer ons genok word deur omstandighede, deur probleme, deur siektes, deur armoede, deur whatever, of dit by die werk is, by die huis is, by die bank is, maak nie saak nie, waar die probleme ook al is. Want ons is brulparas. Maar ons ook Sarah en Karel kry met ons sing. Want hy sê, Benny blaas uit vletjie, dat Benny boekworm kan uitkom. Want jy lyk soos 'n brulpara. Hoekom? Jou omstandighede maak so. Jy dra als en jy wil nie na God luister nie. Alles is verkeerd, net jy's reg. Maar alles is verkeerd. Net die Here is reg. Dis hoe dit eintlik moet wees. Maar as alles verkeerd gaan, kry die Here tot die skuld. Dan gaan die mense so ver gebruik hulle nog die Here se naam ook. En dan praat ek met die mense asof hy word nie so gespel nie. Dit maak nie saak hoe hy gespel word, dis nog steeds die Here se naam. Want die mense probeer slim wees. En dan kry hulle noks. En dan weet hulle nie hoekom nie, want die Bybel sê, jy mag die naam van die Here nie ydelik gebruik nie. Maar wat? Wie worry? Ons is slimmer. Ons vertel vir God. En dan weet ons nie hoekom kry ons hierdie noks nie. Ons weet nie hoekom kom dit op ons af nie, want ons staan soos 'n standbeeld, want ons glo nie in die Here nie. Ons glo nie in die Here nie. Ons glo nie in die Here nie. Want as jy die Here geglo het, sou jy vasgestaan het. Jy sal nie eers die Here probeer terg nie. Al word dit verkeerd gespel, sal jy nie eers die naam van die Here wil gebruik nie. Maar ons maak die deur oop. Hier sê die Bybel, lei dit. Jy moet dit verduur. Petrus moet dit verduur, hy is onder sy boog gekruisig. Met sy kop in die grond in. Paulus is verbrand met olie. Hy het hom gekook. Hy moes lei vir die Here. En dan gooi jy 'n tantrum. Wat se leiding het jy? Wat se leiding het ek? Ons lewe. Ons sê ons het 'n leiding. Ons het nie 'n leiding nie. Ons weet nie wat 'n leiding is nie. James se kop was afgekap gewees. Hy het nog gestaan, toe sny hulle sy keel af. Die koning het sy keel afgesny. Maar dit gaan weer gebeur. Want die Bybel sê dit wat was sal weer gebeur. En dit het al gebeur, want daar is lande wat ek al gesien het wat hulle doen.
Maar die man is dood. Stefanus is doodgegooi met klippe. Gaan staan jy daar dat jy gooi met bakse tot jy dood is. Kom man, wees kyk. Kom, wees nou 'n man. Dis net 'n idee wat ek jou gee. Maar dit is seer. Is dit nie, Johnny? Ek sal nie dubbel staan nie. Nou gaan 'n tyd kom wat hulle vir jou sê, jy sal moet kies die Here of dit maak jou dood. En die Bybel sê, baie van ons gaan die pad van die duiwel vat. Is te bang om nie op die woord van die Here te staan. Want ons sal dit nie kan hanteer. Hoekom nie? Want ons het nooit geleer om 'n stand te neem teen die duiwel. Geen wapen wat die duiwel sal gebruik sal teen my prosper. So hy sal niks reg kry wat hy beplan. So. Maar ons lewe in die eindtyd. Die eindtyd is besig om baie vinniger nader te kom. Kom ons gaan nog verder. Kom ons gaan na Kolossense toe. As Kees? Wat? Nee, is reg. Ek tog nie moet sê, ek like om te hoor wat sê jy. Kolossense 3. Okay. Kolossense 3 vers 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hierso, Kolossense is nou weer Paulus se briewe. Hy sê beklee julle dan. Ons lyk soos nou sê Paulus vir jou beklee julle dan. Hy gee vir ons 'n tip wat ons moet doen om staande te kan bly, om regop te kan bly. Kolossense 3 vers 12, 13, 14, 15, 16, 17. 12 tot 17 man. Hy sê, beklee julle as uitverkorenes van God. Luister hierso. Luister hierso, Amarai, nou het jy my gevra, hoe moet ons lyk? Hierso gaan Paulus vir ons vertel, hoe moet ons lyk? Voor die Here. En vir die slim mense wil ek dit ook lees. Hy vlieg wat so ons te hoor jaag. Beklee julle dan as uitverkorenes van God. Heiliges. Dit beteken jy moet heilig lewe, jy moet streef na heiligmaking elke dag. So jy moet minder Sondag en na God se woord luister. Dis wat hy sê. Heilig en liefdes. So jy daar moet ja, en as hy man so voor jou indraai, dan moet jy liefde hê. As jou baas tantrum gooi, laat hy gooi man. En klaar kry hy, is hy wat 'n baba is. Ek like dit om dit te sê. Is hy wat 'n baba is. Jy moet hier breek vir jou baas nie gehad. Ek dink net nie, hy nou jou naam genoem. Prys die Here. Maar hy is soos 'n baba. Freddy is die twee volgende diens. Dankie. Met innerlike ontferming. Maar wat het ons? Ons het nie innerlike ontferming. Ons gee nie om nie. Ons gee nie om nie. Hy sê, jy moet innerlike ontferming hê. Nou staan jy hierso en jy worry oor jou probleme. Kan jy sien wat verhinder jou? Jy het hier die innerlike ontferming. Dan gaan die woord verder en hy sê vir jou. Ek bly nie kan kyk, ekskuus. Goedertierenheid, om goed te doen. Dit is ook om goed te doen aan ander. So, ek moet vir jou sorry. Okay, ekskuus. Nou nie 20 dan. Ek praat nou met myself. Ek moet kan lag, dat hierdie kan lag. Want ek moet goed kan doen aan hom. Ek moet kan lag, dat Linda kan lag. Want ek moet goed doen aan hom. Maar nou kan ek nie goed doen nie. Want ek worry die hele tyd net oor me en myself. Want everything is about me and myself. En dit is teenoor van die Here. Dit verhinder jou om in God se wil te wees.
En daardeur maak jy 'n deur oop. Jy maak 'n deur oop. Nee, ek nie. Jy maak 'n deur oop. Kom ons gaan verder. Nederigheid. En die man het graag 'n probleem daarmee met 'n nederigheid. Ek sal haar wys. Ek sal haar wys, dan sê ja, ek sal jou wys. Dis nie nederigheid nie. Nee, moenie vingers vir mekaar wys nie. Die woord van die Here sê nederig. Kan ek vir julle iets vertel? Al die mense wat getroud is, dis 'n wenresep in die huwelik. Die Here stel nie belang wie reg en verkeerd is nie, want hy is nie skynsregter. Want as hy part vat aan die man, is hy onregverdig aan die vrou. As hy part vat aan die vrou, is hy onregverdig aan die man. So die Here is nie 'n skynsregter nie. Hy stel nie belang wie reg en verkeerd is nie. Wat sê ek? Hy stel nie hy stel nie belang nie, so onthou dit. Wat soek hy? Hy soek nederigheid. Wat beteken dit? Die eerste een wat sê ek is jammer. Nee, is moeilik vir 'n man. Glo vir my. Glo vir my. En 'n man wat eerste sê dat 'n vrou, dis juis hy wat eerste nederig voor die Here moet wees. Dit is eers hy wat sê, Here, ek is skuldig. Here, ek is 'n gemors. Here, ek is die fout. Want ek wys te veel vinger. Dit is nou nie op hom gegaan, maar die Here wys my nou. Want hy het niks verkeerd gedoen. Want hy regverdig hom onmiddellik. So dis hoogmoed, trots, eie wys, hardkoppig, alles wat teen God is. Plaas daarvan om te sê, Here, ek was verkeerd teenoor my kinders. Here, ek was verkeerd teenoor my vrou, teenoor my skoonma, teenoor my familie, teenoor my baas, teenoor die vrou agter die til. By Checkers waar ek ongeskik is soos 'n vark. Omdat ek nie die goedheid van die Here in my hart het nie. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel mense is ongeskik by die til. Net soos jy 'n job het daai mense 'n job. Dis nie alles skuld as die pryse nie ooreenstem nie. Pryse is net verkeerd, maar die mense gooi tantrums. Hulle kan babas beat, man. Groot mense, ou mense. Ek het al mense gesien wat oor die 40 is, 50 is, 60 is, 70 is, wat nog steeds tantrums gooi. Hulle kap hom al die ratte. Hulle kap, daar's hy kap hom in al die ratte, tot in reverse. En dan vlieg hy nog onder sy boom. Hoekom ek sê vlieg, want hy raak opgewonde. Hy raak soos 'n vlieër. En dit is alles teen die woord van die Here, want die woord van die Here sê, jy moet jou verneder. Hoekom moet jy jou verneder? Sodat die Here jou moet optel. Moses het gesê, Here, ek kan nie teruggaan na Farao toe. Die Here het gesê, jy sal gaan. Moses het gesê, nee, ek kan nie, hulle gaan my doodmaak, ek het 'n man doodgemaak. Die Here sê, ek stuur jou. Verneder jou. En toe Moses homself verneder toe, gaan hy. Die laaste woorde wat hy met Farao het, maar eers sê hy vir die Here, Here, ek kan nie praat nie. Die Here sê, oké, ek gaan vir Aaron gee om vir jou. Die laaste dag, toe hy vir Farao sien, toe sê hy vir Aaron, staan jy een kant, dus nou my been. Hy sê vir Farao, jy sal my nooit weer sien nie. Gaan lees jou Bybel, dit staan daar. Moses sê vir Farao, ek sal jou nooit weer sien nie. Jy hoef nie te worry nie. Farao sê, as ek jou weer sien, sal ek jou doodmaak. Moses sê, jy sal my nooit weer sien nie. Toe het hy nie eens vir Aaron meer tyd gegee nie. Hy het dit sommer self gedoen. Want dis wat die Here wil hê. Die Here maak jou sterk. Die Here gee vir jou boltes. Ons vrees te maklik. Want ouers hoor,
Okay, kom ons los vir huis. Ek wil jou maar net in die lag kry. Mense, ons moet begin en luister na die woord. Hy sê beklee jou. So beklee jou met die Woord van die Here. beklee jou met die Heilige Gees, beklee jou. Maar nou soek die mense beat in die kerk. Gaan disco toe man. Gaan jol as jy 'n beat soek. Kerk is 'n plek van heiligheid. Dis 'n plek van aanbidding, dis 'n plek waar ons by mekaar kom. Waar ons hande opsteek, waar ons jubel en jy een met die Here te wees. Dis die God se huis. Yes. Gisterand gee die Here my woord, hy sê mense moet surrender. En ek sê Here, ek hoor, die Here sê vir my, weet ons hoe om in die gees van die Here te wees. Want die Bybel sê, bid in die gees. Die maklikste is, sluit jou oë en sê, Here, ek surrender. En stort jou hart voor die Here uit. Die manne kan nie huil nie, want hulle trots in hulle self. Want hulle gaan vir jou sê, jy sussie, kom ek sê vir jou, is hoogmoed. Dis hoogmoed. Ek huil voor die Here. Ek huil voor die Here vir my kleinkinders, my agterkleinkinders. Ek huil voor die Here vir elkeen van julle. Ek stort my hart voor hom uit, want die Bybel sê vir jou, Dawid het dit gedoen. Ek doen dit. As jy wil vir my sê ek is 'n sussie. So what, as ek 'n sussie man. Ek dra pink en pop. So what? Ek sê agter mekaar kerel. En dit stop teenoor van die Here. Ek stort my hart voor die Here uit. Want ek moet my verneder voor die Here. Ek moet my verneder voor die Here. Maar ek doen dit nie dat mense my moet sien. Want die Bybel sê doen dit dat jou Vader sien. So mense, ons moet onsself begin bekleë. Ek kom nie eens deur al hierdie verse nie, hier's te veel. Here, hier's te veel verse en nou moet ek weer oor gaan, nou volgende week toe, Here. Die Here het my soveel, maar dit is na nederigheid, kom sagmoedigheid. Sagmoedigheid. Nie opvleend nie, nie beklei nie. Sagmoedig. Want wat jy moet doen is teen God. Onthou net 'n ding, 'n kind leer by sy ouer. Hoe 'n ouer is soos 'n kind. So, as jou ouer sagmoedig gaan wees, dan gaan die kinders. As jy ouers opvleend is en bekleierig is, gaan die kinders. So, dis teenoor van die Here. Dis teenoor die woord van die Here. Onthou, dit weerkaats altyd terug na jou kinders. Maak nie saak wat jy doen nie. Dit kom altyd terug na jou kinders. Jou kinders se gedrag is hoe jy hulle groot gemaak het. As jy jou nie bekleed het met die Here nie, sal jou kinders hulle nie bekleed met die Here nie. As jy nie die Here aanbid nie, sal jou kinders nie die Here aanbid. As jy net wil beat, dan gaan jou kinders die hele tyd nie wil beat hê. In die disco spoor, want jy is so. En dis wat jy hulle leer. Die Bybel sê beklee jou. En dan wat gebeur as die kinders groot is in hulle werk? Staan soos en hulle kry die noks van die lewe en hulle weet hoe om dit te hanteer. Ek kan jou wys hoeveel gister 6 selfmoorde in een dag. En dan kan jy sê dis van 'n ouderdom van 18 tot enige iets van 42. Want hulle kan die lewe nie hanteer. Net in een dag. Dit is net hier so in Kempton. Dis net in Kempton. So, maar ons leer nie ons kinders om stand in te neem. Want ons dink ons is reg op eie wyse en eie kennis.
Pa, ma, lyk van biet en beklei en skree en vloek en lyk soos die wêreld. Die kinders lyk, op die einde van die dag, as die kinders groot word, al lei hulle. Wie se skuld is dit? En kan ek vir julle gou vertel, jy gaan nog 'n rekenskap gee by God. Jy gaan nog 'n rekenskap gee by God, omdat jy jou kinders nie reg geleer het in die wil van die Here nie. Jy kan maar nou tyd teruggooi. Jy kan nog gooi. Ek sal volgende week hier aangaan, want 13 moet nog opkom, 14 moet nog op, en my tyd help my in. Sal. Maar is lekker in hierdie kerk. Ja, kom volgende week terug op, luister julle aan die help. Ek nooi julle en ek vra nie geld nie, is vir nie. Prys die Here. Gloria, halleluja. Dan jy weet in die bid. Sodat ek kan stop. Here, baie dankie vir vanmôre se woord. Dankie dat jy ons leer dat ons net by die voete van Jesus moet bly. En Here, vandag besef ons net weer opnuut. Ek moet maar my hand in eie boesem insteek en sê, waar het ek die fout begaan? En dis beter om nou te sê, Here, vergewe my, rig my op, gee vir my die figuur wat ek moet wees in my huis, by die werk, my familie, by die kerk. Here, ek wil eerder 100voudig 'n koningskind wees, wat mense na U toe sal lei. Sal dit nie eendag heerlik wees om die kroon te ontvang met elkeen wat jy gebring het as 'n parel in jou woning, in jou kroon nie. Wat jy gaan bekleed word deur al die engele en Jesus die Seun, God die Vader. Dit gaan so 'n feestelike geleentheid wees as om op 'n stoel te gaan sit en die Here sê, ek kom vandag saam met jou tyd spandeer. Kom ons kyk wat het jy gesaai. Kom ons kyk hoe jy geplant. Kom ons kyk hoe jy nat gemaak. Kom ons kyk hoe jy vrug gedra. En op elke afpunt moet ons skuldig pleit en sê, Here, vergewe my, maar dan is vergewe te laat. Dis eerder nou die tyd om te sê, Here, verander my. Ek wil verander. Ek wil die volheid van die Gees in my laat lewe. Ek wil die volheid van Jesus uitlewe elke dag. Al lag hulle vir my, al dink hulle ek is stupid, al dink hulle ek is 'n bespotter, doen ek dit omdat ek die Here glo en vertrou en ek sal oorwin op elke vlak. En weer eens wil ek u vra, seën elkeen van u kinders met oorvloed in hierdie week. Vul hulle beursies, vul hulle koskaste, vul brandstof aan. Here, vul die genade aan, vul die geregtigheid aan, vul die liefde aan, sodat hulle met niks, met leegte sal aan die einde van die week besef, nog 'n week is verby en ek het weer geval nie, maar dat hulle trappie vir trappie, stappie vir stappie sal tree vorentoe. Al is dit net 1 sentimeter, het jy gewen. Volgende week is dit 2 centimeters, die week daarna is dit 5 centimeters. Voor jy jou kind kry, is jy bo. Here, dra hulle en hou hulle vas in die holte van die hand. Seën hierdie woord vanmôre wat kosbaar was aan elke hart. In Jesus se naam. Amen. En prys die Here. En prys die Here. En bekleed julle hierdie week met die woord. So mense, onthou vanaand sit kom saam tussen 7 en 9, waar ons die Here gaan aanbid. So kom saam, maar doen dit net vandag. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en 'n wonderlike mooi dag vir julle. Shalom julle.